Toets die skrif deel 2. Hoekom moet ons bely dat Yeshua in die vlees gekom het? Vandag gaan ons kyk na hoe belaglik die mense se redenasies is wat sê dat Yeshua net 'n mens was. Johannes sê dat elke gees wat nie bely dat Yeshua die Messias in die vlees gekom het nie van Elohim is nie, maar hulle is van die gees van die Antichrist. As jy dus aanstoot neem aan hierdie woorde, onthou, dit is wat Johannes sê. Ek haal hom net aan. As jy meen sy woorde is op jou van toepassing, moet jy self voor die skrif ondersoek instel. Nou dink nou mooi aan hierdie woorde. Hoekom is dit so belangrik om dit te bely? Want almal, die gees van die Antichrist bely ook Yeshua het in die vlees gekom. Dit wil sê, hy is 'n mens. Dus het al die mense in die vlees gekom. Hoekom bely dat Yeshua in die vlees gekom het? Wat maak hom so belangrik? Om 1 Johannes 4 en 2 Johannes 1 vers 7 te verstaan, moet ons Johannes se briewe ken en verstaan wat hy van Yeshua spreek. Hy sê nie bloot dat ons moet bely dat Yeshua 'n mens was nie. Dit sou vanselfsprekend gewees het, want elke mens kom in die vlees. Waarom gebruik Johannes dan die uitdrukking dat ons moet bely dat Yeshua Messias in die vlees gekom het? Die werkwoord gekom het impliseer dat hy van ergens af gekom het. Johannes gebruik hierdie selfde taal in sy evangelies. In Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword. Johannes 3 vers 13, die seun van die mens wat uit die hemel neergedaal het. Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal. Johannes 8 vers 42, ek het van Elohim uitgegaan en gekom. Johannes 16 vers 28, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Wanneer Johannes dus sê dat Yeshua in die vlees gekom het, is sy punt nie dat Yeshua 'n mens geword het nie, maar dat hy reeds bestaan het voordat hy vlees geword het. Ons sê self dat Yeshua self sê hy was daar voordat die wêreld geskape was. En hy het daar die eer en heerlikheid van Elohim gehad, en soos Paulus gesê het, was Yeshua aan die Vader gelyk. En so sê Yeshua dat hy ook voor Abraham bestaan het. Dit wil sê ook voor Dawid. Maar mense sê Dawid was sy pa gewees, of sy oupa grootjie. Dit is waarom hierdie belydenis van Johannes so belangrik is, omdat ons moet erken Yeshua het voor die wêreld al sy ontstaan gehad. Maar die mense verstaan nie die konteks van die skrif nie. As Johannes bloot wou sê dat Yeshua 'n mens was, kon hy geskryf het, Yeshua was 'n mens, of Yeshua is gebore. Maar hy doen dit nie. Hy sê Yeshua het in die vlees gekom. Daarmee getuig Johannes dat Yeshua voor sy menswording bestaan het en toe in die vlees gekom het. Daarom is hierdie belydenis die skynslyn tussen die waarheid en die gees van die Antichrist. Dit wil sê die leengees volgens Johannes se eie woorde. Hierdie gevolgtrekking pas goed by Johannes se evangelie, waar hy reeds in die openingsverse sê, in die begin was die woord en die woord het vlees geword. Nou as Yeshua 'n gewone mens was soos ek en jy, en soos die mense beweer, wil ek nou graag weet by hulle, watter skrifgedeeltes verwerp hulle dan in die Nuwe Testament? As julle nog die hele Nuwe Testament verwerp, dan sou ek julle siening meer verstaan, maar steeds word Yeshua as koning gesien of Messias genoem. Messias beteken gesalfde koning van die Vader, want die Vader het Yeshua self as koning gesalf en hom oor alles aangestel. Dus as julle sê Yeshua was 'n doodgewone mens, hoe verklaar julle dan Yeshua se opstanding en verskyning en hemelvaart na sy dood? Is al die evangelies van sy opstanding en verskyning en hemelvaart na sy dood dan 'n liegstorie of 'n byvoeging tot die skrif? Al die evangelies en Paulus se briewe bevestig Yeshua se dood en opstanding en hemelvaart, en dit is alles deel van die antieke manuskripte. Dis beslis nie byvoegings gewees nie. So watter bonatuurlike dood, opstanding en hemelvaart het hierdie besonderse mens dan net nie gehad nie? Dit het nie eers met Dawid gebeur nie, en Jahwe het Dawid as koning uitverkies, en Dawid was 'n man na Jahwe se hart. Henog of Elia het ook wel opgevaar, maar hulle was nie gedood en in die doderyk beland nie. Dis my vraag aan hierdie mense, hoe het Yeshua gesterf volgens julle? En het hy opgevaar hemel toe? En was sy graf werklik leeg omdat hy opgestaan het? Of word julle ook deur hierdie wêreldmagte betaal om te sê, iemand het sy lijk gesteel, of dat hy nie uit die dood opgestaan het nie? Glo julle die skrifgedeeltes van hierdie? Of verwerp julle al hierdie verse ook van Yeshua se opstanding en sy hemelvaart? Indien julle dit verwerp, kan julle soos die gewone Messias verwerpers, maar die hele Nuwe Testament weggooi en verwerp. Wat dan ook van die Ou Testament?
Julle beweer Yeshua was 'n mens en hy gaan koning wees en die volk van die wêreldmagte verlos en in die vrederyk heers. Maar die Ou Testament sê ons moenie op menseprinse vertrou nie. So as julle op Yeshua vertrou, wat julle as 'n koning sien, dit wil sê die prins, want die Vader is die groot koning, dan vertrou julle mos op 'n mensekind, by wie geen heil is nie. Dit wil sê geen verlossing is nie. Vervloek sal julle bly, sê Jeremia 17 vers 5. Nou iets wat my ook verstom, hoe hierdie valse profete dink. Yeshua, wat nou 'n mens was, moet uit Dawid se stam kom en oor ons kom heers. Maar hy het volgens hulle dan reeds gekom. Toe sterf hy. Weet nou nie hoe hulle sy dood en sy opstanding sien nie, maar as ons die skrif as ons fondasie gebruik, het Yeshua gesterf en het in die hemel opgevaar. Nou weet ek ook nie hoe julle die verlossing uit die doderyk sien nie, maar in die Ou Testament was die dooies en die doderyk in die boesem van Abraham. Nou weet ek nie of julle kan erken of kan bely dat Yeshua die mense vrygemaak het in die doderyk of nie. En of hulle nog steeds as gevangenes daar sit. Want die Nuwe Testament en die apokriewe boeke soos Nikodemus sê Yeshua het die dooies uit die doderyk gered. So, hulle redenasie veroorsaak baie onsekerheid nou oor die hele Bybel. Maar kom ons sê Yeshua, die mens volgens hulle, het nou 'n gewone dood gesterf soos die ander mense en is saam met almal in die doderyk tot in die laaste dag van oordeel. Aan wie is die oordeel nou weer gegee? Weer eens aan Yeshua. Maar kom ons los daai ene net daar. Nou op die dag van oordeel kom Yeshua en hy regeer as koning, soos beloof uit die geslag van Dawid. As almal dan opgewek was en Dawid 'n man na Jahwe se hart was, hoekom dan iemand deur sy saadlyn kry, wat kom heers en op sy troon besit en dan as koning dat regeer? Hoekom regeer Dawid dan nie self oor sy eie koninkryk nie? Want Jahwe sê self dat Dawid as koning sal regeer en hy, Dawid, sal hulle herder wees. Hoekom dan sy seun, as die skrifgedeeltes hierso sê, Dawid sal oor hulle koning wees? Kyk mooi na hierdie skrifgedeeltes, hier's 3 wat dit bevestig. Dis maak dit nie sin wat hierdie mense beweer nie. Hoeveel skrifgedeeltes en apokriewe boeke moet nou net nie verwerp en weggegooi word nie, omdat hierdie mense glo dat Yeshua maar net 'n mens was. Om 1 Johannes 4 op te vul, kom Paulus en hy sê in Filippense 2 vers 6, hy, Yeshua, wat in die gestalte van Elohim was, wonder wat dit beteken daai vers vir hulle, maar ja, dis hoe hulle Paulus verwerp, het dit geen roof geag om aan Elohim gelyk te wees nie. Interessant sê Paulus hier dat Yeshua gelyk aan die Vader was, maar Yeshua was nederig en hy het gesê, die Vader is groter as ek, in Johannes 14 vers 18-20. Maar wat gebeur toe met Yeshua se goddelikheid toe hy saam met die Vader was, in sy gestalte was? Dat hy lig wat op die eerste dag geskape was. Filippense 2 vers 7, maar Yeshua het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt, dit wil sê 'n mens aan te neem, en aan die mens gelyk te word. Nou, hoe het hy hierdie goddelike wese gelyk geword aan 'n mens? Hoekom moes hy dit gedoen het? Let wel, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. So, hy het homself verneder. Hoekom? Deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, tot die dood van die kruis op die folterpaal. Nou, toe word die lig die woord vlees en kom woon onder ons, Johannes 1 vers 14. Hy neem die gestalte van 'n mens aan, soos Paulus sê. Hy verneder hom om hom gelyk te stel aan 'n mens, om sodoende gelyk aan ons te kan wees, waar hy eers gelyk was aan die Vader, is hy nou gelyk aan 'n diensknegt, 'n mens. En omdat hy onsterflik is, word hy aan die mens gelyk. Hoekom, Amanda? Ek soek nie 'n God wat kan sterf nie. Presies, Amanda, wat 'n God is dit? Om homself te verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Hy wat 'n Elohim is, wat gelykgestel was aan die Vader, wat onsterflik is, word verneder om 'n sterflike mens te word, om sodoende die dood te smaak, om jou dienaar te word, om jou uit die mag van die doderyk uit te verlos. Want geen mens kan jou uit die mag van die doderyk verlos nie, nie eers jou skapie nie. En dis hoekom hierdie onsterflike Elohim 'n diensknegt moes word vir jou. Maar jy wil nie glo aan 'n Elohim wat vir jou moes sterf en intree om sodoende die mag van die dood te kon oorwin vir jou om te leef nie. Gaan jy dit glo en aanvaar om sodoende te kan lewe, of gaan jy in die mag van die doderyk agterbly?
Dit is hoekom dat mense nou Paulus verwerp oor wat hy hier sê, en dan sê hy ook nou hierso in Filippense 2 vers 9, daarom het Elohim hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sou buig, let wel, julle sal nog buig voor hom, en elke knie wat in die hemel is, wie is in die hemel, die engele en al daai, nee, en die wat hier op die aarde is, dit wil sê julle en almal van ons wat op die aarde is, en die wat onder die aarde is, dit wil sê die dooies, die wat in die doderyk al vasgevang is. En elke tong sal bely dat Yeshua die Here is. Gaan kyk wat beteken daai Here? Dit beteken Kyrios, dit wil sê Yahweh, hulle het hom Yahweh genoem, Kyrios is Yahweh, is tot heerlikheid van Elohim, die Vader. Hy is ons man, Yahweh is ons man. Wie is ons man? Ons bloedbruidegom, Yeshua, hy is ons man. Dit wil sê bely, want dis wat Yahweh beloof het, dat hy self sal kom, Yeshua natuurlik, en ons uit die mag van die doderyk sal verlos. En dit is wat Yahweh beteken, die hande wat deurboor sal word, wat van ons 'n teken sal word, wat ons sal sien. Dit was nie die Vader wat gedood was nie. Nou kom Hebreërs en voeg by Paulus en sê Yeshua was oor alles aangestel, en weer eens is hy die afskynsel van die Vader se heerlikheid en die afdruksel van sy weë. Dit wil sê hy's gelykgestel aan die Vader, en so moet die engele Yeshua aanbid. Om hierdie onderwerp ten volle te verstaan, behoort ons ook die apokriewe boeke te raadpleeg, veral die Openbaring van Henog hoofstuk 11. Daar vind ons 'n merkwaardige beskrywing van Yeshua se amp, sy eer en heerlikheid en alles wat die Vader aan hom toevertrou het. Hierdie gedeeltes help ons om die uitsprake van Yeshua, Johannes en Paulus oor sy verhewe posisie en heerlikheid beter te verstaan. Nou hier in Openbaring van Henog 11 vers 10 sien ons hoe die lig geskape was. Dit was die eerste dag van die skepping gewees, en hier sien ons is lig uit lig gebore. Onthou julle Yeshua se woorde? Ek het uit die Vader gegaan, Johannes 8 vers 42. Hier sien ons hoe dit in Henog beskryf word, en dan sien ons hier in vers 11, en ek het gesien dat dit goed was, en ek het vir myself 'n troon geplaas, en daarop gaan sit, so die Vader gaan sit op die troon, hè? Maar aan die lig, wie is die lig nou weer? Het ek gesê, die Vader gesê, gaan hoor op en vestig jou hoog bo die troon. Wie se troon? Die Vader se troon. En wees 'n fondament vir die hoordinge. Want bokant die lig, wat? Bokant Yeshua, is daar niks nie. Let wel vers 12. Maak die Vader vir homself 'n troon, en hy sê vir die lig Yeshua, gaan hoor op en vestig jou hoog bo my troon. En wees 'n fondament vir die hoordinge. Want bokant die lig, bokant Yeshua, is daar niks nie. Soos Paulus gesê het, was Yeshua uitermate verhoog, en hy het 'n naam gekry wat bo al die name is. Dit wil sê, Yeshua is bo alles en almal aangestel, deur die salwing wat die Vader vir Yeshua gegee het. En soos Yeshua sê, het die Vader alles, let wel, alles in sy hand geplaas. Dit wil sê, hy is uitermate verhoog en hy het alles gekry. Maar nou verwerp hierdie dwaalgeeste Paulus se briewe, Handelinge ook, en verwerp Yeshua se goddelikheid en besoedel en saai verdeeldheid onder die volk, en Satan lag lekker, want hy wou Yeshua se eer gehaat het in Openbaring van Henog 11. En sodoende kry hy nou deur hierdie dwaalgeeste die eer van Yeshua, want mense sien nie meer Yeshua as die een wat uitermate verhoog is nie, want hy is mos nou net 'n mens. En dit is hoekom ek en Johannes hierdie mense wat Yeshua as 'n mens brandmerk sien as die gees van die Antichrist. Kan jy bely dat Yeshua, hierdie goddelike wese, vlees geword het om verneder te word tot jou gelyke, om sodoende die dood te kon smaak, om jou uit die mag van die doderyk uit te kon bevry? Want Jahwe het beloof, hy self sal ons uit die mag van die doderyk uit verlos. Wanneer het dit gebeur? Is ons nog steeds in die doderyk? Antwoord my bietjie op daai vraag. Waar is ons? Is ons nog steeds in die doderyk? So dit is hierdie dwaling wat hierdie mense veroorsaak, hierdie verwarring wat hulle onder ons as volk veroorsaak, want nou weet ons nie meer wat is wat nie. So kan jy dit bely dat Yeshua jou uit die mag van die doderyk uit bevry het? Indien ja, dan is dit die gees van die waarheid wat jou lei, en indien nie, dan is dit die gees van die Antichrist wat jou lei. En dit is hoekom dat Yeshua deur 'n maagd moes gekom het, uit die saad van die vrou, soos beloof, soos in Genesis, en dit is hoekom die gees van die Antichrist ook die maagdelike geboorte moet verwerp, want hulle ontken Yeshua se goddelikheid, so Satan dit ontken, en daai eer van Yeshua soek.
In deel 3 gaan ons kyk na seënaanbidding en waar het seënaanbidding sy oorsprong gekry en of dit skriftuurlik is of nie. Mag die wat kan hoor en sien 'n geseënde en vredevolle dag hê. Shalom.